Baie welkom by hierdie week se episode van Nat Shoot Lounge. Hier by my in die ateljee het ons een van die beste skrywers, sangers en musikante in die Afrikaanse musiekindustrie. Rian Benardi, baie welkom. Lekker Adam, hoe lyk die dinge? Nee, goed jy my maatie. Ek en jy het al baie saam gekuier en gejag en gedinge. So ek weet jy deel saam met my hierdie passie. Heavy. Hoeveel geweer het jy? Ek het van die laaste keer wat ons saam was, het ek eksponensieel gegroei want ek het niks gehad toe ons saam gaan jag het nie. Ek dink ek staan nou op so 7 vuurwapens wat ek nou al 'n bietjie by mekaar gemaak het en my gunsteling een het ek nou mees onlangs aangeskaf. Ek het vir my actual cowboy gun gekry, 'n 30-30 my chommy. 30-30. Ek dink jy het ook eene. Hy het die Winchester wat die top wat my mense bokant toe eject. Ja. Ek het 'n Marlin gekry, so ek kan 'n scope op myne sit wat so 'n bietjie help. En my vriend, ek moet vir jou sê ek het 'n paar lekker guns in die kluis, maar daai een is besig om baie vinnig my liefie te word. Atta. Ja, ek dink hy's perfek vir Bosveld jag, hy's lig. Ek het nie 'n moerse scope op hom nie. Ek het 'n 4x op hom wat ek dink perfek is vir enigiets wat die 30-30 kan skiet. Ja, want jy gaan nie ver skiet met hom nie. Ja, ek het hom actually al bietjie gevat en uitgedruk na 200, 250, even 300 toe en hy slaan nie gangs. Ja. Maar ek dink hy gaan beter werk enigiets onder 150 en dis al wat jy nodig het. Absoluut. Van Gauteng af noord, jy weet so. Nou as jy so baie wapens het, moet 'n mens seker jou sportskietlisensie of dedicated hunters kry en het jy al daai goeders in plek? So ek is baie bly om te hoor ons is hier by die Nat Shoot Lounge want ek is 'n trotse lid van Nat Shoot. Ja. Ek is 'n dedicated sport shooter, maar obviously wat nou ook so 'n bietjie gaan jag, maar ek geniet dit om actually bietjie my guns uit te vat en ek het so 'n bietjie gewerk aan my handwapen sportskiet wat my baie wat my mense het confident gemaak het my selfvertroue gegee met my handwapen en ek dink dis iets wat elke persoon wat 'n handwapen kry, sit 'n budget een kant en maak seker jy sit tyd en effort in en natuurlik dit kos geld om jou 9mm te skiet, jy weet, maar dit is ook nou nie jou duurste rondes wat jy kan skiet nie, so maak seker jy sit 'n budget een kant dat jy ten minste vir so 'n maand of 2 nadat jy jou wapen gekry het na 'n paar club shoots toe gaan en laat die ouens jou 'n bietjie leer dry firing. Ek weet nie of jy al 'n bietjie tyd spandeer het op dry firing nie. Dit het my wêreld verander. Die hele game verander met dit. My vrou het so vir my gelag, dan staan ek langs die bed. Sit ek my belt aan en obviously my wapen is veilig, maak seker jy het nie lewendige rondes naby nie. Jy wil nooit hê die ding. Dit moet sommer in 'n ander kamer wees. Hy moet in 'n ander kamer wees. Mense wil nou nie stupid wees nie. So maar dan het ek my leë magasyne daarso en is ongelooflik om net een ding oor en oor te oefen. En jy bou mos 'n muscle memory op. Jy bou 'n muscle memory. Ek is nou bietjie weer uit oefening, uit bietjie lanklaas dit gedoen, maar ek weet dit sit in my om vinnig by my wapen uit te kom en om met selfvertroue te kan hanteer. Dit is iets ongelooflik wat ek voorstel enige iemand wat 'n handwapen vir selfverdediging kry. Sit 'n paar R1000 weg. Koop vir jou ammunisie en spandeer tyd. En die snaakse ding is die dry firing wat jy met jou wapen doen is op die einde van die dag wat jou selfvertroue gee, nie die eintlike skiet met jou wapen nie. Dit is so. Die skiet is al wat jy daarso gaan doen is jy gaan bekend raak met jou wapen se recoil om dit beter te hanteer en kry maar 'n ou wat weet hoe om hierdie storie te doen om jou te wys hoe om jou wapen reg vas te hou, hoe om reg te staan van die begin af. Jy leer mos altyd ou slegte dingetjie aan en nou as jy dit eers geleer het om dit af te leer is bitter moeilik. Ja, is baie moeilik. Wat ongelooflik is as jy jou wapen reg vashou, dan gaan jy baie van die recoil uit hom uithaal en jy gaan baie vinniger terug op target kom om jou tweede skoot of jou derde skoot te skiet. Afhangende van wat die situasie is. So ek is baie bly om en trots om deel te wees van Nat Shoot en dit is 'n ongelooflike instansie wat dit vir ons moontlik maak om meer te doen as wat ons wet ons toelaat as jy nie by so 'n instansie is. Absoluut. Ek kan sien jy het 'n passie vir dit. Waar het hierdie passie vandaan gekom? Weet jy wat's interessant? Ek dink because of the lack of it, wou ek meer van dit gehad het. Ek het in 'n huis groot geword wat my pa het gehou van jag, maar ons het nooit, dit was nie 'n luxury wat ons regtig kon bekostig om ekstra guns en ekstra patrone nie. So die gun was in die kluis gewees, net vir jag,
En selfs as jy nou daai patrone moet gaan koop, moet jy budget, die regte patrone koop en jy kan nie net gaan skiet wat jy wil nie en ek het altyd net gegaan soos, ek soek net nog guns, ek wil net alles skiet hou, ek wil verstaan en ek weet nie, ek dink net van kleins af ek was gek oor cowboy movies en enige ding wat enigiets met guns uit te waai gehad. Ja, ek weet nie hoekom nie. Dis eintlik 'n baie goeie vraag. Ons seentjie goeders man. Ja, dit is ons speelgoed uit. Dit is jy kon letterlik 'n stok in die erf opgetel het en dit was 'n gun vir jou gewees. So, I don't know. Nou is ek bevoorreg genoeg om my eie goed te hê en wat regtig vir my interessant is hoe verantwoordelik dit 'n mens maak. Ja. Dis regtig die oomblik as jy 'n regte wapen het en jy weet dis jou wapen. Moet jy verantwoordelik wees met die ding en ek dink dit maak 'n bietjie meer van 'n man as jy jou eie wapen het. Mag dalk onder korreksie praat maar jy mag jou eie mening ook hê. Ja, ek dink ek mag. Ek dink ek gaan vinniger 'n ou vertrou wat sy eie wapen het. Ek dink dit tel vir iets as jy iemand leer ken wat sy eie wapen het en jy gaan soos okay, maar hierdie ou hy's net 'n bietjie op 'n ander vlak wat verantwoordelikheid betref. Ja. So. Okay, kom ons vat budgets uit hierdie volgende vraag uit. Yes. Daar is nie 'n budget nie. Jou volgende 3 gewere. My volgende 3 gewere. So nou oor dat ek klaar my 30-30 het, ek gaan definitief vir my 45-70 kry somewhere. Ja. Sal weer Malin gaan. Hulle is actually nie so duur nie. Funny enough, ek het nou 'n paar quotes gekry. Maar budget's obviously nie 'n probleem nie, maar gaan vir my lekker dik red dot opsit. Maybe even 'n knaldemper sal ook werk op. Dan wil ek 'n side by side 470 is dit 'n Nitro nie? Ja, Nitro Express, ja. Unbelievable geweer. Ek het al actually in wat 'n blazer of 'n Krieghoff. I don't mind though. Almal is bloody duur. Jy weet so wat ook al die geval mag wees. Dit is lekker om guns te hê waarvan my grootste kaliber se hele patroon binne in sy dop pas. Exactly. Ek soek ook so geweer. Ek soek so geweer. Ek weet nie hoekom ek hom sal wil hê nie want tot 'n groot mate ek love guns, maar wanneer ek gaan jag spesifiek, wil ek eintlik boog skiet net vir die added ingewikkeldheid van dit dis tot 'n mate. Dis 'n bietjie meer van 'n uitdaging as met 'n wapen. Dis nie soveel moeiliker nie, maar ek vind dit baie keer vir my baie lekker en met my as ek nou 'n 470 kan kry, dan sal ek nie byvoorbeeld 'n buffel met hom wil skiet nie want ek wil hom met my boog skiet, verstaan jy? En beloof jou, ek het met 'n 470 Nitro Express blazer in die Caprivia buffel geskiet. Oh man. Jy voel dit nie daar nie, maar die volgende dag was my skouer so blou massag. Dit het nie goed doen gewerk. Dit ou. Nee, dit was nie lekker nie. En ek het al met 'n 500 geskiet, dis nog erger. Ek kan imagine. Ja, ek kan imagine. Wat 'n ander great wapen wat ek actually ook geniet het, maar hy skop letterlik jou skouer af is 'n 460. Ja. Wat ongelooflik. Ja, great geweer. Ja. Funny enough, hy het vir my gevoel hy slaan harder as die 470, maar ek kon dalk net te ver uit mekaar dit gedoen het dat ek nie lekker kan onthou hoe die 470 gewerk het nie, maar ja. Derde en laaste een maak dit 'n stoute. 'n Stoute. Yes. 338 Lapua. Ja, dat ek was of tussen dit of 'n 50 cal. So. Ja. Nee, maar ek dink ek sal vir die 338 gaan. Dis 'n tried and tested gun. Obviously 50 is ook net so tried and tested, maar 338 sê net so 'n bietjie meer klasie, jy weet. Ek het tot my beskikking wat ons nou vir die mense sal wys hier in die agtergrond, video materiaal van jou waar jy in 'n helikopter so 'n bietjie jag en doen. Wat 'n permit met 'n mens nodig om dit reg te kry? Ja, mens het nie 'n permit nodig sover ek weet nie. Jy moet net 'n uitnodiging hê, wat? Jy moet net 'n uitnodiging hê. Die manne het my genooi en gesê luister, ons moet vleis uitskiet en hulle het 'n mobiele abattoir daar gehad. Seker gemaak dat die vleis mooi gehanteer word natuurlik en daai want ons is in die middel van nêrens, so die vleis moet so vinnig as moontlik gedres word. En ek dink dis maar pretty much die belangrikste ding rondom dit. Maar dit was 'n ongelooflike ervaring. Ek kan net dink. Dit was regtig baie lekker. Ek het dit geniet om te sien hoe dit gebeur. Ek moet sê dis nogal tricky. Ek het nie gedink dit gaan so ingewikkeld wees nie. Snaaks genoeg as jy in die helikopter is en jy is besig om af te mik. Vir een of ander rede in my kop het ek gedink die bokke gaan reguit hardloop. Hulle doen nie. Hulle hardloop zigzags soos wat die paadjies loop, jy weet. Exactly. So wat baie belangrik was is om actually vooruit te kyk en te sien waantoe die bok gaan hardloop. En as jy 'n
10 meter of 'n 20 meter reguit stuk gesien het, dan moet jy commit op daai stadium om die bok te skiet. Ja. Net om die bok in daai lyn te kry en natuurlik om 'n etiese skoot te vat. En natuurlik die oomblik as daai bok raak geskiet word, is dit 'n minuut, dan is die ouens op die grond klaar daar met die bakkies. Ja, dan dadelik verwyder. Eindig Was hy die bok. 45-70 waarmee geskiet? Daai was actually Jace 45-70 wat ons mee geskiet het. Ja. En ek dink daai was actually 'n Marlin ook geweest. Great wapen met 'n lekker red dot op. Ek wou eintlik met my AR dit gedoen het, maar funny enough toe ek in die helikopter klim met my AR, toe sê die ou die chopper pilot vir my, hoorie, waar is jou ammunisie sakkie? Ja, jy weet hy moet anders te skiet. Exactly. Iets wat ek nie aan gedink het nie. Roep ek vir Jay, sê bring maar jou 45-70. Ja, dit was regtig 'n ongelooflike ervaring. My ervaring van helikopter jag, en dis eintlik nie jag nie, want ons het bokke gepyl al die jare op die plaas. O ja. En dis nog moeiliker want hy stadig, net daai pyl is nie so vinnig soos 'n patroon nie. So verseker, jou lead is seker. Ja, dis massief. Ja, is massive. Nee, so jy en daai veeartse wat dit doen is, ag, hulle is uitsonderlik goed. Nou ek en jy het ook al gaan jag op Buitenbuskruit. Ja, dit was een van my lekkerste jagte vir Buitenbuskruit. Dit was great. Die Karoo gejagte. Wat was die plaas se naam? Kan jy onthou? Batshoek. Ons het op Batshoek gejag en ons het 'n kliphuis in die berg. 80 kilos bo Beaufort Wes, nê? Daar waar die bergreeks begin. Ja, dit was amazing. Het nog gesneeu daai naweek of maar jy het 'n bietjie gesukkel want jy het met my geweer moes skiet. My vriend, ek is so bly jy praat daaroor. Nou intussen vandat ek my eie gewere gehad het en dat ek nou bietjie meer training ook al gedoen het. Ek dink is baie belangrik dat 'n mens jou eie wapen het. Ja. Daai was 'n moeilike dag. Ons het 'n paar skote wat ek bo oor die swart wildebees geskiet het. Ja. En snaaks genoeg, dit was soveel was die verskil tussen my en jou, want ek het met jou wapen geskiet. Dit was jou 300, nê? Ja, was 'n short mag, nê? Nee, Win mag. Win mag. Ja. Met jou 300 geskiet, jy het 'n ongelooflike scope daarop en dit is 'n ongelooflike, was ook 'n blazer, né? Is 'n Mauser. Ja. Ag, Mauser, sorry. Ja. Dit is al 'n paar jaar terug, nee. Dis 'n paar jaar terug. Ja. Tyd het geverloop. Kan nie so lekker onthou nie. En wat interessant was, ek moes jou turret soveel afstel dat hy terug was op 0 om 'n skoot op 450 meter te maak. Korrek. En dit wys jou net hoeveel verskil my en jou setup op 'n wapen. Die afstand van ons oog na die okulêr toe. Ek dink parallax speel ook 'n groot rol. Verseker, maar weet jy wat snaaks, daai tyd het ons jy draai nog steeds bril? Ja. Ja, so daai tyd het ek ook bril gedra en ek kan imagine net dit het al klaar 'n invloed. Verstaan? So ek dink is baie belangrik om as jy dit geniet, gaan saam met 'n paar pelle om te gaan jag. En as jy dit geniet om saam met hulle te jag, sit geld eenkant en koop vir jou gun. Jy kry ongelooflike guns nou teen budgetpryse. Dit is so, nee. Ek wil vir jou sê ek is baie impressed met Hawa. Ek weet nie of jy so voel oor hulle nie. Vir wat jy betaal en wat jy kry. Dis wonderlike wapen. En dis so wat die Engelse woord is modular. Jy kan regtig baie doen met die geweer wanneer jy hom koop. So om vir jou self 'n lekker jagwapen te kry, hoef jy nie 'n arm en 'n been te kos nie. Nee, glad nie. Ja. En selfs om ouer wapens wat jy geërf het by oupa en goed. Ja. Kan jy deesdae ook modulêr bietjie veranderings maak, 'n beter sneller opsit en dit en dat en kry hom weer reg om 'n bok te gaan roer aan die bos. Ja, dit hoef jy nie 'n arm en 'n been te kos nie. Kom ons praat 'n bietjie oor kompetensie. Yes. Toe jy jou kompetensie gedoen het jy hulle een op 'n slag gedoen of wat het jy gemaak? Nee, ek stel altyd voor vir enigiemand wat my vra oor kompetensie, doen al 4 jou kategorieë. Natuurlik moet jy die wet ook ken. Maar doen die hele pakket. Dit is geldig vir 10 jaar. Jy weet nooit hoe ver down the line skiet jy dalk met 'n pylsaal geweer en nou het jy net 'n pistool en 'n jagwapen of 'n bolt action gedoen nie. En nou wil jy vir jou halgeweer kry. Nou moet jy deur die hele rigmarole gaan, maar dit is 'n proses om kompetensie te doen. Dit is 'n slep. Doen dit one time. Weer eens, beplan bietjie vooruit, sit die geld eenkant en maak seker jy weet dat wanneer jy daai gaan doen, is alles in plek vir jou om dit te kan doen. En wat nog meer interessant is alle jagwapens of jagwinkels, wapenwinkels deesdae, gee jou 'n manier om jou wapen af te betaal. So terwyl jy wag vir jou lisensie, kan jy al 'n wapen vir jouself vasmaak. Jy weet, so jy moet natuurlik eers jou kompetensie doen. Dit moet eers in plek wees. Maar dit gee mens kans om eintlik jou wapen af te betaal.
dat jy nie alles op een slag hoef neer te sit nie. So dit raak al hoe makliker as jy net 'n bietjie jou brein gebruik. Verseker. Om vir jou lekker wapens te kry. Ek het nou eendag te praat met 'n vriend van my. Hy het weer heeltemal 'n ander approach. Hy het 'n pel wat die wapenwinkel het. Hy betaal aan hom letterlik soos 'n debit order. Ja. Elke maand sit hy sê nou maar 2.500 of 3.000 rand in daai rekening. En hy hou net aan dit betaal. En dan eendag dan bel hy die ou en dan sê hy, "Hoeveel lê my rekening?" Dan sê hy, "Nee, sê nou maar 20.000 rand." Dan sê hy, "Oké, laat ek bietjie kom kyk." Dan sal klaar 'n gun vir hom wat hy like en hy kies daai gun en gaan dadelik deur die proses. Daar's maniere om dit So te werk. dis soos die wynklub, maar met Yes, gewere. met gewere. Hoe kry is dit? Ons moet hierdie bemark hard. I love it. Let's do it. Ja. Awesome. So ek dink ja, so net weer terug op jou punt. Ek dink is baie belangrik. As jy jou kompetensie doen almal gelyktydig. Weet jy kan enige wapen onder die son kry en dan natuurlik sluit aan by 'n Natshoot of enige van daai instansies om seker te maak dat jy toegewyde sportskut of toegewyde jagter status bereik sodat jy wapens kan koop wat jy wil gebruik. Verstaan dat 'n mens nie want ek weet nie of die mense dit weet nie, maar sonder dit sit jy met net 4 wapens. 4 wapens. 4 vuurwapens wat jy mag besit. Ja. So jy wil daai toegewyde status hê Absoluut. om meer wapens te kan besit. Ja. Of nie? En wat doen 'n mens om dit te bou? Jy weet, dis waarvoor Natshoot daar is. Ja. Wat doen jy om jou wapenlisensies te bou? Jy moet natuurlik is twee keer 'n jaar Ja. wat jy 2 aktiwiteite het, sy dit jag of sportskiet is wat jy net bewyse van dit aan Natshoot stuur. As dit teiken is, neem jy 'n foto van die teiken of wat ook al, stuur dit vir hulle. Dis so ek het. Is dit ook 'n slep? Nee, glad nie. Dis so Maar maklik met ons fone dis so deesdae- maklik op hulle webblad. Gaan in, log in op die website, trek daai foto in, sit gou die details in. Natuurlik moet 'n range officer net afteken op dit, Ja. maar jy gaan dit doen wanneer jy op die range is. Of ek is nie seker met die jag heeltemal nie, ons sal 'n bietjie moet seker maak oor hierdie, maar ek vermoed net die plaaseienaar moet dalk net Ja, of 'n briefie op die something baan vir kan jou jy ook skryf. laat die ja, nee, dis Wat ook al die geval mag wees, maar dit is nie eens. So vir julle daar by die huis, dis so eenvoudig soos dit. Gaan na jou persoonlike webportaal op Natshoot en stuur net jou goeders in en dan het jy jou geakkrediteerde lisensies vir sportskiet en jag. En dis ook nie duur nie. Ek wil dit ook net sê. Dis Dit goedkoop. is so as jy dit moet opbreek in 12 maande, dis minder as wat jy betaal vir jou Nee, dis parking by Menlyn. So 100%. chill. Ek gaan nie Menlyn toe nie, ek sal nie weet Ja, nee, toe maar ek ookie. Jou vrou se parking by Menlyn. Hoor Rian, ek's 'n groot fan van jou musiek nog al die jare. Dankie, En my jy vriend. het so 'n murmur hier in die wind in die gange laat val. Daar kom 'n nuwe album. Yes. Ons is hard besig aan om te werk. Ek het die hele Januarie afgehad, geen shows gehad nie, wat ongelooflik was, maar ons het gewerk. Die album moet nou middel Februarie klaarmaak sodat ons alles kan regkry om uit te kom op alle digitale platforms hier teen einde Maart, begin April. Ons gaan 'n Instagram doen einde Maart wat een liedjie is soos 'n single en dan die week op kom die hele album uit en Fantasties. my vriend is 4 kalenderjare van my vorige album af. Ek kan nie dit glo nie en Jou net geval in COVID omtrent. net na COVID, ja, 2020 Augustus, einde Augustus het my album spontaan uitgekom en baie dinge in my lewe het verander van daai tyd af tot nou. So my musiek het tot 'n groot mate verander net wat konsepte betref, Ja. verstaan. Ek is opgewonde om hierdie musiek met julle te deel want julle gaan natuurlik sien daar's so 'n heeltemal 'n nuwe aspek van Rian Benardi, maar dit bly nog steeds my musiek. So ek is baie opgewonde om dit met julle te deel. Maar ek het 'n voeltjie oorvlei. Dis nie te lank nie. Ja, ons weer saam. Lekker, kan nie wag nie. Baie dankie dat julle ingeskakel het vir hierdie week se episode van Natshoot Lounge. En jy kan natuurlik 'n Trigger Camp 2.1 wen. En al wat jy moet doen is gaan na die sosiale media webwerwe van Natshoot natuurlik, as ook Wild en Jag tydskrif. Daar kan jy sien hoe jy gaan inskryf en jy kan dalk ons groot wenner wees. Vrede en liefde en groete van huis tot huis.